Ons is by die 13de voorlesing in die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 2, die eerste 7 verse. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Ons het reeds gesê dat Johannes aan die 7 gemeentes moet skryf. Die gemeente in Efese was die grootste gemeente van sy tyd en het ook gedien as die moedergemeente waaruit die ander 6 gemeentes ontstaan het. Nadat Priscilla en Aquila die evangelie hier verkondig het in Handelinge 18 en die orator Apollos kragtige evangelieboodskappe verkondig het, Handelinge 18 vers 24 tot 26, het Paulus op sy tweede sendingreis die gemeente amptelik gestig. Ons lees daarvan alles in Handelinge 18. Paulus sou meer as 3 jaar die leermeester in die gemeente wees. As daar 'n gemeente is wat kon roem oor sy besondere leraars, dan is dit die gemeente van Efese. Paulus was in soveel woorde die eerste predikant van die gemeente waarna hy opgevolg is deur onder andere Timotheus en Tychicus en Onesiphorus. En voordat Johannes verban is na die eiland van Patmos, was Efese sy tuisgemeente. Ons weet ook volgens die kerkgeskiedenis dat daar mense soos Maria, Petrus en Andreas en ook Filippus in hierdie gemeente was. Die vuur van die Heilige Gees in hierdie gemeente se binneste is aangesteek en ons sien dat hulle uiteindelik groot dade gedoen het. Die afgodedienaars wat die godin Diana aanbid het en die towenaars wat in die okkulte betrokke was, het op strepe tot bekering gekom en sodoende skoon gebreek met hulle vorige lewenswandel. Hulle het 'n groot vuur aangesteek en al die boeke met hulle towerresepte verbrand. Ons lees daarvan in Handelinge hoofstuk 19 vers 19. Die waarde van hierdie towerboeke en resepte was bereken op 50.000 silwer muntstukke. Stel jouself net voor, 'n dagloner was gemiddeld 1 silwer muntstuk vir sy arbeid betaal, Matteus 20 vers 20. Honderde, indien nie duisende mense kom by mekaar om verbrand alles wat hulle met hulle ou lewe kon assosieer, ter waarde van 137 jaar se arbeid. 'n Fortuin is verbrand, omdat hulle Jesus se liefdesoffer meer waarde ingeag het. Hulle was 'n gemeente aan die brand vir die evangelie, en sou elke geleentheid aangryp om met iemand te praat oor hulle onsterflike siel en die wonder van Jesus en sy opstanding. As die grootste stad in Asië en die middelpunt van Romeinse administrasie vir die provinsie was Efese 'n baie belangrike stad. Daar was dus baie mense wat in Jesus geglo het en wat vir Jesus gewen kon word. Na bykans 40 jaar nadat die gemeente gestig is, kom die Here God en stuur 'n boodskap vir hierdie gemeente. Dit is baie belangrik om nou weer net te onthou dat dit Jesus se boodskap is vir sy gemeente. Jesus is die gesag agter die boodskap en dit sê vir ons, word vir ons gesê in vers 1, dat hy die een is wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Hy is die een wat tussen die 7 kandelaars wandel. Hy is die een wat weet wat in hierdie gemeente ook so gebeur. En dan lig hy vir ons hulle gedrag uit. Wanneer hy in vers 2 en vers 3 en sowel in vers 6 sê dat hy hulle werke ken, en dan noem hy 'n lang lys van alles wat hulle doen in vers 2 en vers 3. Maar hieruit verstaan ons dat hulle daders van die woord was. Hulle was 'n heilige gemeente, hulle kon slegte mense nie verdra nie. Hulle was ook 'n volwasse gemeente. Hulle het diegene op die proef gestel wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie.
Hulle is bittereinders, hulle het verdra in 'n tyd van lydsaamheid ter wille van die naam van die Here, nie moeg geword nie. Hulle is 'n selfstandige, standvastige gemeente, want hulle haat ook die werke van die Nikolaïte. Daar word gesê dat hierdie Nikolaïte is dieselfde man Nikolaas wat ons van lees in Handelinge 6 vers 5, wat een van die eerste diakens was, en dat hy uiteindelik afvallig geword het. Hierdie einste Nikolaai sou later dan afvallig geraak het en van die gesonde leer afstand gedoen het en leerstellinge van duiwels aanhang en poog om die gemeente van God omver te werp, daarvan die naam Nikolaïte wat omverwerper beteken. In soveel woorde, kerkraadslid of 'n diaken wat sieksondige leerstellinge begin verkondig het, dat God openlik erken, hy haat hulle werke. Hulle het hoofsaaklik geglo dat die geestelike en die fisiese natuur van mekaar geskei is en dat jy dus nie sonde in die liggaam kan pleeg nie, soos die gnostieke, maar net in jou siege of gees. Dus sou jy ook nie verantwoordelik gehou word vir enige sonde wat jy in jou liggaam doen nie. Hulle het inderwaarheid 'n lisensie gehad om te sondig. Hulle het ook die gemeente van Efese probeer oorreed om hierdie duiwelse konsep te glo, maar die gemeente het standvastig gebly in die Here en daarvoor komplimenteer die Here Jesus hulle. Maar daar is ongelukkige geraamte in hulle kas, en dit is vers 4, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy moet onthou dat hierdie 'n geheime sonde in die midde van die gemeente was, maar die alwetende God wat alles weet, sien en openbaar dit, en hulle sou dit waarskynlik heftig ontken het, maar wie kan met God stry? Ten spyte van al sy komplimente, is hier 'n geraamte in die kas, wat die gemeente weggesteek het, wat dalk nie van buite af sigbaar is nie, maar God het alles geweet. En dit is, dat hulle eerste liefde verlaat het. As ons Efesiërs lees, Efesiërs 1 vers 15, wat Paulus aan hulle geskryf het, dan staan daar, daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges. Daar was 'n innige broederliefde. En broederliefde is die teken van God se teenwoordigheid. Dit is die teken dat die wêreld kan sien dat ons disippels van die Here Jesus is as ons liefde onder mekaar het. Hulle het dit verlaat. Hulle het ook hulle liefde vir Christus verlaat, want Efesiërs 3 vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, dit sê Efesiërs 3 vers 17, dit is hierdie liefde wat hulle verlaat het. Hulle werk nog vir die Here, hulle doen nog baie dinge vir die Here, maar die rede hoekom hulle dit doen, is nie meer liefde nie, miskien het dit ambisie geword, miskien het dit aansien geword, of om net nog dinge te doen, maar die ware liefde het hulle verloor. Nou word hulle gelas om terug te dink waar hulle uitgeval het en hulle bekeer. Dink waar die afdraaipaadjies gekom het met die woorde, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Waar het alles skeef geloop? Waar het dit alles begin? Dit is waaraan hulle moet dink, en dan, hulle moet terugdraai na God toe en hulle bekeer. Dit help nie net hulle sê hulle bekeer hulle self, maar hulle kan nie eens onthou waar dit alles skeef geloop het nie. Miskien was daar wetywering. Miskien was die een hoër en belangriker as die ander een gewees het. Daarom sê hy dink terug en doen weer die eerste werke. Dit gaan oor prioriteite. Ons kan net so in ons lewens ons prioriteite so verkeerd hê dat God sê, luister, julle het julle eerste liefde verlaat. Vandag gaan dit dalk net oor my werk en my pensioen en dit gaan oor alles wat ek kan kry. Maar hulle het hulle eerste liefde verlaat. En dan word hulle gewaarsku, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Dis die waarskuwing. Maar dan word hulle uiteindelik genooi in vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Hulle word genooi tot die boom van die lewe, om weer daardie vrug te eet, en lewe te ontvang. Ons sal môre voortgaan met ons voorlesing uit die boek Openbaring. Ons is by die 14de voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 2 vanaf vers 8. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en die lewend geword het.
Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die klem in hierdie brief val nie so seer op wat die gemeente doen nie, maar eerder wat aan hulle gedoen is, en wat hulle reaksie daarop behoort te wees. Die 4 verse in Openbaring is die enigste verwysing in die Bybel na die gemeente in Smyrna, en maak daarom ons kennis van die gemeente baie beperk. Met dit gesê is daar tog genoeg stof in hierdie 4 verse om 'n duidelike prentjie van die lewe as 'n lidmaat in Smyrna te kry. Ons verstaan uit die kerkgeskiedenis dat Polycarpus die predikant van Smyrna was in die tyd wat Johannes verban is na die eiland Patmos. Polycarpus 'n leerling van Johannes, die apostel van liefde wat die skrywer van die boek Openbaring is. Die engel, of dan die leraar wat hierdie brief aan die gemeente moes voorlees, sou Polycarpus wees. Hy sou die bitter lyding van 'n marteldood moes deurgaan, nadat die vlamme van die brandstapel hom nie doodgebrand het nie, is hy uiteindelik met 'n spies op die brandstapel doodgesteek. Die dorp Smyrna, in kontras met die gemeente, was 'n besondere ryk dorp vol oorvloedige weelde. Grootendeels oor die keiserlike belang wat daar was, die duursame parfuum wat hulle daar vervaardig het, maar ook, terwyl Efese die administratiewe senter in die provinsie was Smyrna die kommersiële baken van hierdie provinsie. Ons vind dis 'n weelderige dorp wat volgens die geskiedenis gereeld gekroon is as die mooiste dorp, maar met 'n gemeente wat skaars kop bo water kon hou. En Jesus het ook vir hulle 'n boodskap. Let op, die gesag agter die brief is die een wat dood was, maar nou lewe. Jy sien, uiteindelik vereenselwig Jesus hom met hierdie gemeente. Hy was ook die een wat gesterf het. En as 'n mens weer na die slotwoorde kyk, dan word daar gesê dat die tweede dood oor hulle geen houvas sal kry nie. Hulle sal nie skade ly deur die tweede dood nie, want Jesus het vir hulle dood gegaan en vir hulle aan die kruis gesterf en opgestaan uit die dood. En dat hulle getrou moet wees tot die dood toe. Ons sien die woordjie dood gereeld in hierdie 4 verse wat ons gelees het. En nou sê Jesus, hy is die een wat met hulle medelee kan hê. Met hierdie openingswoorde vertel die Here dat hy juis die gesag het om aan hulle te skryf, want hy weet presies waardeur hulle gaan. Hulle is 'n gemeente wat bittere lyding deurgaan het. Dit gee hierdie brief die nodige trefkrag in hulle harte, want hy was dood, maar nou lewe hy. Dis hy wat aan hulle hierdie boodskap skryf. Hy het medelee met hulle. Hy het armoede geken, Lukas 9 vers 58. Hy het verwerping verstaan, Lukas 13 vers 34 en Johannes 1 vers 11. Hy het smarte en krankhede goed geken, Jesaja 53 vers 3. Jesus is in alle opsigte getoets en beproef, en self is hy versoek, Matteus 4 vers 1. In hierdie woorde van Jesus sien ons sy lyde. Hy kan medelee met hulle droewige omstandighede hê. Hy is die eerste en die laaste, identifiseer hy homself ook. Hy identifiseer hom hier as die God van die heelal, want ons lees in Jesaja 48 vers 12 dat die God van Israel is die eerste en die laaste. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die Almagtige, soos ons ook weer in Openbaring 22 vers 13 lees. Hy is daar nog lank voor daar enige stryd en beproewing was. Hy sal daar wees wanneer al die aardse droefheid 'n saak van die verlede is. Hy is die eerste en die laaste. Hy sal die laaste sê hê oor dit wat hulle ook beleef. Hierdie sinagoge van die Satan wat uiteindelik skade aan hulle maak.
Kyk na die gesukkel, dit is nou vers 9. En ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Hulle het 'n drieledige vervolging. Hulle is 'n verdrukte gemeente weens die keiseraanbidding. Hierdie gemeente het deurgeloop onder hewige teenkanting vanuit die samelewing. Die dorp Smyrna was fanatiese aanhangers van Rome en van die keiser. Offers is vir die keiser gebring en hy is ook openlik aanbid as 'n god, terwyl die Christene in hierdie fanatiese stad die keiser nie sou aanbid nie. Het die inwoners van die dorp hulle gebrandmerk as vyande van Rome. En wat van die veelgodedom? Verder was Smyrna bekend vir al die Roomse sowel as Griekse gode. Die Christene het al hierdie gode en afgode van Smyrna verwerp en het nie opgegaan na al die Romeinse en Griekse tempels nie. En hulle was daarom as vyande beskou van Rome en van goeie gesonde godsdiens volgens die inwoners van Smyrna, want hulle het 'n onsigbare God aanbid. En daarom het hulle deurgeloop aan verdrukking en hulle winkels is geboikot en daar's nie handel met hulle gedryf nie. Dit het hulle arm gemeente gemaak, lees ons ook. Hulle armoede staan in skrille kontras met die dorp. Smyrna was 'n ryk hawestad wat ingevoer het en uitgevoer het, maar tog was die gemeente brandarm. Ons kan maar in vandag se terme sê hulle het gesukkel om hulle sinodale heffing te betaal en hulle ringsfooie was agter en die saakgelastigde het seker al 'n paar aanmaningsbriewe vir hulle geskryf. Hulle het nie kontrakte gekry nie. Hulle is afgedank by die werk, hulle winkels is geboikot, alles omdat die Christene nie wou deel hê aan hulle afgod of afgodsaanbidding nie. Hulle is 'n gemeente wat beledig is. Ons sien daar word gelaster teen hulle. Hulle is vervolg en verdruk. Maar dit wil voorkom, hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle uitgestaan. Want die woord Smyrna herinner ons aan die 3 geskenke wat na Jesus se geboorte toe gebring is. Goud, wierook en mirre, Smyrna. En dit is deel van die diersame parfuum wat uit hierdie dorp uit versprei is. Dit kom van 'n spesifieke stammetjie en blare en hoe meer dit gepers is, hoe meer het dit 'n lieflike geur afgegee. En dit is ook so in die geval met hierdie gemeente. Hoe meer hulle verdruk was en fyn gepers is, vervolg is, hoe meer het hulle lieflike geur afgegee. Daar is in hierdie gemeente geen geraamte in die kas nie, niks wat God uitwys. Inteendeel, hy sê hulle is ryk. Hy sê vir hulle, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Daar word vir hulle gesê om nie te vrees nie. Alhoewel die duiwel oorlog teen hulle gaan maak. Dink nie die predikant daag die Sondag op by die kerk, Polycarpus in hierdie geval, en hy het nie 'n soetsappige boodskap van maanskyn en rose en van 'n goeie selfbeeld wat hy verkondig nie, maar hy preek die duiwel gaan oorlog teen julle maak en julle gaan in die tronk gewerp word en julle gaan op die proef gestel word. Ek is seker af van 'n paar mense wat nie eg in hulle geloof is nie, sal die erediens verlaat as die boodskap so negatief is, maar dis wat God vir hulle sê. Hulle gaan verdrukking hê, maar hulle moet getrou wees, dat sommige van hulle gaan doodgemaak word vir hulle geloof, maar dan word hulle uiteindelik beloof dat die tweede dood, dat hulle geen skade sal ly nie. Die eerste dood, ja, die fisiese dood sal hulle smarte ly, maar daar is 'n ewige lewe. En daarom sluit die teks af met wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. As jy net 1 keer gebore is, sal jy 2 keer sterf. Maar as jy 2 keer gebore is, sal jy net 1 keer sterf. En dit is die ewige lewe wat wag vir die wat weer gebore is. Ons sal môre voortgaan met ons voorlesing uit die boek Openbaring. Ons is by die 15de voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 2 vanaf vers 12. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Maar
Ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam skrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang het. In hierdie verse vind ons die hoofstad van Klein-Asië of die hedendaagse Turkye, Pergamus. Bekend aan ons nie vir sy grootte en heerlikheid nie, maar as die plek waar die Satan se troon is. Ja, Jesus self erken dat Pergamus die hoofkwartier van die Satan is, waar hy sy bose planne uitdink en van waar hy sy aanvalle teen alles wat rein en heilig is loods. Pergamus die troon van die Satan en waar die Satan woon. Pergamus as hoofstad van hierdie Romeinse provinsie sou daarom leiding op politieke gebied aan die omliggende dorpe gee. As daar enige nuwe wet van Rome of van die Romeinse regering gekom het, sou dit in Pergamus geïmplementeer word en dan op die naburige dorpe afgedruk word. So kan ook ons sien dat Rome se wetstoepassing in Pergamus strenger was as in al die ander dorpe. Uiteindelik sou hulle eenmaal per jaar vir die keiser wierook gebrand het om hom te eer as God. Vir die Grieke en die Romeine was dit geen probleem nie, aangesien hulle reeds in 'n veelgodedom geglo het. Die verering van die keiser sou op die volgende manier plaasvind. Jy moes eenmaal 'n jaar wierook voor die borsplaat van die keiser brand. Dit is al. Dit was die enigste vereiste om jou God vrylik te dien. Ek meen, wat is 'n paar stukkies wierookkorreltjies in ruil vir die voorreg om die ware God te aanbid? En uiteindelik sien ons dat kompromie in hierdie gemeente voorgestel is. En uiteindelik moet 'n mens besluit, 'n klein bietjie verkeerd is groot verkeerd in God se oë. Hierdie gegevens laat my onwillekeurig dink aan die dorpe waarin ons bly. Wanneer Jesus na ons dorpe kyk, wat sien hy? Is ons besig om af te dwaal? Dink hy aan al die drankwinkels en dobbelhuise en die internet dobbelkafees en die abortieplakate teen die mure en die lamppale en die dronknespartytjies? Gaan daar in ons dorpe ongeregtigheid aan? As ons dink aan hierdie stad, dan dink ons aan die dubbelverdieping troon van die Satan wat hy opgerig het oorkant die kerk, want die kerk het ook hierdie kompromie toegelaat. Kyk die gesag wat geskryf word. Dit sê hy wat die tweesnydende swaard het. Uiteindelik is dit Jesus wat die woord het, wat skerper as enige tweesnydende swaard is, die woord wat uit sy mond uitgaan. 'n Skerp tweesnydende swaard. En dan wys hy hulle op hulle gedrag. Daar's goeie dinge wat hulle doen. Hy ken hulle werke en dat hulle aan sy naam vashou en dis meer. Maar dan, uiteindelik, is daar ook hierdie geweldige geraamte wat in hulle kas het. Dat daar mense is wat vashou in die leer van Biljam wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet. En dat hulle mense het wat vashou aan die leer van die Nikolaïte. So wat het in die tyd van Biljam gebeur? Hy het 'n kompromie aangegaan. Hy wou 'n vloek oor Israel uitspreek, maar elke keer as hy wil vloek, dan seën hy. En so het hy aan Balak voorgestel om 'n kompromie, om eerder vreemde vroue onder die volk in te voer, sodat die volk se manne daar die vreemde vroue se gode sal aanbid. En so het hy hulle nie vervloek nie, maar so het hulle self 'n vloek geword, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. En dit is wat in hierdie gemeente gebeur het. Hulle het verkeerde dinge toegelaat in die gemeente, en so uiteindelik 'n vloek geword, kompromie met die wêreld aangegaan, en dit is uiteindelik die bietjie korreltjies wat gebrand word voor die borsplaat van die keiser, die kompromie wat aangegaan het.
Ons het reeds by 'n vorige geleentheid gesê, die leer van die Nikolaïte is dat hulle geglo het, jy kan met die vlees nie sonde doen nie, dat jou gees is al wat saak maak. En God sê weer hier, hy haat hierdie leerstelling, want mense dink hulle het 'n lisensie om sonde te doen, want hulle kan met hulle vlees niks verkeerd doen nie. Dit was deel van die gnostiese beweging in die vroeë Christelike kerk. Daar is natuurlik mense wat vandag nog sulke dinge glo. Maar nou word hulle gelas deur God in vers 16, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. God sal met sy woord uiteindelik hierdie gemeente oordeel, as hulle nie bekeer nie, as hulle nie van hierdie kompromie ontslaa raak nie. Dit verwys na mense wat vandag met een voet in die wêreld en een voet in die kerk staan. En die kompromie wat hulle aangaan, dit is vir God nie aanvaarbaar nie. Hy sal kom om teen hulle oorlog te voer. Hulle word genooi om eerder 'n volle versadiging in God te vind, daarom die woorde, hulle kan eet van die verborge manna. Hulle hoef nie deur die wêreld versadig te word nie, hulle hoef nie kompromie met die wêreld aan te gaan nie. Hulle kan versadig word met die geestelike manna wat God gee, die brood van die lewe. Dit sal in al hulle behoeftes voorsien. Hulle hoef nie in tel te wees in die wêreld nie. 'n Wit keursteen. Die beste manier om die wit steen te verstaan is in die lig van die Romeinse gebruik om 'n wit steen te gee aan 'n atleet wat eerste gekom het in 'n wedloop. Hulle naam sou dan op hierdie steen gegraveer word as 'n bewys dat hulle die oorwinning behaal het. Maar hulle sal ook 'n nuwe naam kry. Die naam wat hulle tans het, is die van troubreek, is die van kompromie. Maar hulle naam kan verander dat hulle ook 'n oorwinnende gemeente is, 'n liefling gemeente is. Maar solank as wat daar kompromie is, sal hulle eerder bekend staan, net soos hulle dorp, die plek waar die troon van die Satan is. Hy funksioneer deur kompromie en hy floreer daardeur, dat 'n mens net 'n bietjie kompromie moet aangaan, want die duiwel weet, dit is vir God onaanvaarbaar. Maar hierdie gemeente kan 'n nuwe naam kry, so ook u, so ook elkeen, wat uiteindelik sê, daar word gebreek met kompromie, en God word volledig, volkome gedien. Ons sal môre voortgaan met die voorlesing uit die boek Openbaring. Ons is by die 16de voorlesing uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring 2 vanaf vers 18. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, en as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elke een van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos 'n erdegoed word hulle verbrysel. Net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Hier is 'n gemeente wat die dieptes van die Satan leer ken het. Weet jy wat maak sommige lidmate van hierdie gemeente so erg? Pergamus en Smyrna is aangeval deur die sinagoge van die Satan van buite na binne, maar Thyatira
is 'n gemeente wat self in die duistere dieptes van die Satan rondspeel. Daar is sommige wat deur die duisternis van die duiwel die gemeente omskep het in 'n pretpark, met 'n sandput en rondom talie, 'n speelplek van die duiwel. En hulle speel heerlik in die duiwelse parkie rond en geniet hulle gate uit in die lushof van die mensemoordenaar. Daar is iets baie hartseer in hierdie boodskap van Jesus aan sy gemeente. Uiteindelik is dit Jesus se boodskap aan die kruis, wat 'n verskil in hulle lewe behoort te maak. Maar die boodskap van die kruis het hulle tersyde gestel vir hulle eie pret en vir hulle eie plesier. Daarom wanneer hulle nou gegroet word hulle gegroet. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Die Seun van God is aan die woord. En uiteindelik is sy oë soos vuurvlamme. As 'n mens na die oorspronklike gaan kyk, dan lyk dit asof uit sy oë vuur skiet, soos Daniël 10 vers 6 ook sê, dat sy oë is soos vuurvakkels. Dit is omdat Habakuk 1 vers 13 sê, sy oë is te rein om die ongeregtigheid aan te sien, en hy kyk na hierdie gemeente en hy bespeur die ongeregtigheid wat onder hulle is. Sy voete is soos blink koper. Ons leer in Openbaring 1 vers 15, dat sy voete is soos koper wat gloei soos in 'n oond. Nou lees ons ook in Openbaring 19 vers 15, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God die Almagtige. Sy voete is daarom voete van oordeel, soos die parskyp getrap word, die wynpers getrap word in die oordeel van God. So word hierdie gemeente gegroet met die woorde juis dat sy voete soos blink koper is. Dit wys ons dat God na hulle toe kom met oordeel. Sy oë is vuurvlamme en sy voete blink geskuurde koper, soos wat dit gloei in 'n oond. Want kyk, dit is so, die Here sien ook raak dat hulle 'n gemeente is wat baie werke het. In vers 19 lees ons, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Hier word gepraat van werke, van liefde, diens, geloof, lydsaamheid en nog werke. Dit lyk asof hulle net voortgaan met al hulle gemeentelike aktiwiteite. Daar's so baie dinge wat hulle doen, maar uiteindelik het hulle 'n groot geraamte in die kas, en dit is wat vers 20 ons leer. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Dit blyk dat al hulle mooi werke uiteindelik niks beteken nie, want dit is soos vers 24 sê, daar's mense wat in die dieptes van die Satan hulle self bevind in hierdie gemeente. Nou lees ons die geraamte is dat die vrou Isebel toegelaat word om te leer. In die eerste plek behoort dit nie so te wees nie, dat die vrou nie die lerende posisie in die gemeente moes ingeneem het nie, en God het dit teen hulle dat hulle dit doen. En dan is dit nie net die feit dat sy toegelaat word om te leer nie, dit is dat die gemeente verdraagsaam is teenoor die sondes wat sy aan hulle voorstel. Daar word oorspel met haar bedryf. Nou, dit mag dalk geestelik wees, of dit mag letterlik wees, dat daar 'n vrou in die gemeente was wat die gemeente deur oorspel verlei het van die mans dalk in die gemeente, maar dit blyk uit die gedeelte dat sy het uiteindelik hulle laat afgodsoffers eet en hulle het gehoreer en verkeerde dinge gedoen. Hulle het dieselfde kompromie wat Pergamus aangegaan het hulle ook aangegaan, en hierdie vrou het gemaak dat hulle wegdraai van die Here. En dit is uiteindelik vir God 'n probleem, dat mense in oorspel, in geestelike egbreek leef. Weet julle nie, dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God, sê Jakobus 4 vers 4, en uiteindelik het hulle verkeerde dinge gedoen. Hulle het weggedraai van die heilige voorskrifte van die Here. Daarom word hulle nou gewaarsku ook. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf het in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie, en hulle kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Die Here maak dit duidelik dat hy nie blind is nie, en met sy 4 vlammende oë gesien
uiteindelik wat in hierdie gemeente pos vat. Hy sê dat hy weet wat in die niere gebeur, die diepste wese van 'n mens, en uiteindelik sal hy hierdie gemeente oordeel. Daar word nou vir hulle gesê om vas te hou wat hulle het, dat diegene wat nie deel aan die gemeente het nie, moet wag vir sy wederkoms, vashou, en dat hy nog steeds bereid is om die wat hulle te bekeer, die lewe te gee, die oorvloed van die lewe. So die Thyatira gemeente is 'n ernstige waarskuwing vir ons, dat 'n mens nie geestelike egbreek moet pleeg nie, want dit is wat hulle gedoen het. Daar was 'n vrou in die gemeente, wat haarself 'n profetes noem. Sy is toegelaat om te leer, en sy het die Here se diensknegte verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. So wat hulle daardie tyd gedoen het, is sommige van die afgodstempels het dan nou ook diere geslag, of mense het diere gebring, maar dit was te veel, en dan het hulle by die tempel 'n soort mark gehad, waar jy nou van die vleis kon koop, en dan het van die kinders van die Here nou van daai vleis gaan koop, of Isebel het hulle verlei om te sê, man, gaan koop van daai goedkoop vleis, ons gee nie om daarvoor nie, en dit is wat vir die Here 'n gruwel was. Dit was vleis gewees wat geoffer was vir ander gode, wat die kinders van die Here dan nou gaan koop het. En uiteindelik as ons dink aan die tafels wat by die tempel omgegooi is deur die Here Jesus Christus, het hulle sy tempel ook in so 'n besigheidsplek verander. Daar was geldwisselaars en dies meer, en hulle het van die tempel van die Here eintlik 'n afgodstempel gemaak. Hulle het die tempel van die Here gebruik om as bank te gebruik, waar mense hulle geld kon deponeer, net soos met al die ander afgodstempels wat hulle dit gedoen het. En daarom het Jesus die tempel kom reinig, en dan verwag hy van ons om ook rein en heilig te lewe, dat ons nie die heidense dinge in ons lewe inbring nie, maar dat ons sout en lig vir die wêreld sal wees. Ons lees môre weer verder uit die boek Openbaring,